Welkom by nog 'n Litnet episode van Wat kook in die kombuis. 'n maandelikse video insetsel wat ek publiseer hier op Litnet om te vertel van boeke wat ek gelees het die afgelope maand. Nou wil ek net 'n waarskuwing aan die rig. Ek verrig nie my rol in hierdie video-opnames ek verrig nie die rol van 'n kritikus of selfs 'n resensent nie. Ek gee my persoonlike opinies, warts and all. Met ander woorde, I'm trying to add a human touch. Wat nice is, die downside, die nadeel van so 'n benadering is natuurlik dat ek is nie altyd 100% objektief nie en ek erken dit. Let's have some fun. Kom ons geniet onsself en moet my nie te ernstig opneem nie. As ek 'n boek sleg sê, is ek dalk verkeerd. Dit is dalk 'n persoonlike vooroordeel. Daaraan kan ek niks doen nie en ek gaan ook nie probeer nie. Anyway, kom ons begin. Die eerste boek wat ek julle van wil vertel is gelukkig 'n boek waarvan ek regtig baie hou. Ek wil net byvoeg, ek begin hierdie episode met my gebruikelike kenwysie op die gitaar nie. Ek wil 'n ander wysie speel aan die einde van die video wat pas by die laaste boek wat ek gaan bespreek. So wait for it. Hier kom 'n verrassing aan die einde. Dankie. Splinternuut op die rakke. 'n Nuwe boek deur Quellery Uitgewers. Ek het hierdie boek nou deurgelees verlede week en ek het dit so ontsaglik geniet. Ek het net een groot punt van kritiek. Laat ek julle wys hoe lyk die boek. Eleksie op ertvark. Nie ereksie nie, eleksie. Election, soos 'n verkiesing. Eleksie op ertvark. Ertvark is 'n dorp se naam. 'n denkbeeldige dorp. Die skrywer is Rudy van Rensburg. Nou, ek was onlangs daar bo in die Karoo, tot by Loxton, en ek vermoed die denkbeeldige dorpie ertvark is amper 'n plekkie soos Loxton. Dit is honderde kilometer van die naaste beskawing af. Jy moet ure en ure ry deur 'n landskap waar daar basies fokhol is. Wat 'n wonderlike ervaring om dan in hierdie vriendelike dorpie aan te land. Nou, eleksie op ertvark is a barrel of fun. Dis nie letterkunde nie. Dit gaan oor 'n koerantredakteur op 'n baie klein gehuggie, Soys Swart. Hy probeer dans na die pype van die burgemeester en sakeman Duimpie te plooi. Nou, dit is klaar 'n gegewe vir 'n heerlike reeks fiaskos wat hom afspeel op hierdie klein dorpie. Ek het so lekker gelag. Ek het so lekker gelees. Een van die hooftemas van die boek gaan oor kleinhuisies. Dis 'n issue op die dorp, ertvark, lavatories, kleinhuisies. Moet hulle spoeltoilette laat bou of moet hulle hou by die baie ernstige tradisie van die volkstradisie van kleinhuisies in die agterplaas. OK, ek het 'n punt van kritiek teen die boek. Net toe ek lekker begin lees, toe sit op. Ek wens hierdie boek was 2 keer so dik as die 217 bladsye wat dit wel beslaan. Die einde is vir my 'n bietjie abrupt. Rudy, skryf 'n bietjie langer. Skryf vir ons 'n lekker lang storie volgende keer. Ek wil wegraak in jou. Jy het so lekker skryfstyl. Rudy van Rensburg is 'n gebore skrywer. Miskien nie 'n literêre reus nie, but who gives a fuck? Ons het sulke boeke in Afrikaans nodig. Ons het boeke nodig, nog steeds, na al die jare, om mense net te laat lees. Dit is natuurlik 'n debatspunt. Hoe belangrik is literêre meriete en hoe belangrik is lekker leesboeke. Ek kom nou by daai debatspunt uit.
Maar anyway, dankie Quellery Uitgewers, dankie Rudy vir 'n befokte storie. Nou behandel ek 2 boeke deur dieselfde skrywer. Dis 'n skrywer of skryfster wat ek nog nie van tevore mee kennis gemaak het nie. Die 2 boeke volg op mekaar. Haar naam is Bernardine Lightfoot. Daar's haar fotootjie. Die eerste boek se naam het die effens ambiguous titel van Hall. Die tweede boek in die reeks wat 'n tipe van 'n vervolg is op die eerste een se naam is Keerpunt. Uitgegee deur Naledi, soos ek sê. Nog twee lekker leesboeke. Vir my nie heeltemal so lekker soos die eleksie op Ertsvark nie, om die eenvoudige rede, ek is nie werklik deel van die skrywer se teikenmark nie. Dit is gemik op tieners, eksklusief eintlik op die tienerleesmark, wat ek is te oud om in daardie mark te vereenselwig. Wat vir my interessant is en hoekom ek hierdie boeke noem is, die skrywer het styl-eksperimente ingevoer wat ek nog in my lewe nie gesien het nie. In die boekie Hall het sy elke nou en dan 'n onderbreking in die storie waarin sy eers 'n oefenprogram uiteensit vir mense wat wil draf om fiks te word. Dit is baie interessant. En ek het die eerste oefening al op die proef gestel, dit werk vir my. En dit is hoekom ek hierdie boek langs my bed gaan hou soos 'n Bybel, want as ek soggens gaan draf, gaan ek by hierdie oefenprogram probeer hou. Die tweede boek die Keerpunt het ook 'n interessante stylkenmerk, dat die feit dat elke hoofstuk titel is gebaseer op die een of ander gesondheidsmiddel wat jy in een of ander kruiewinkel moet gaan koop. Hoofstuk 5 se titel is Brassica oleracea. Ek weet nie hoe spreek 'n mens dit uit nie. En dan hoofstuk 8 is Wilde als. Met ander woorde, die boeke is leersaam. Dit leer jou om te oefen. Dit leer jou om gesonde natuurlike middels in te neem. Dis waardevolle boeke. Of die kombinasie van storie vertel en selfhelp tegnieke vir drawers en vir fiksheid fanatisie, of dit werklik werk, ek dink nie dit werk 100% nie. 'n Mens wil nie aan mekaar jou storie onderbreek deur een of ander. Ek dink party lesers gaan vir die inligting, hoe om fiks te word en watter medisyne of krye om te drink of in te neem, en die ander groep lesers gaan konsentreer op die storie. Nou ja, ietsie van alles. Al werk dit nie vir my 100% nie, moet daar krediet gaan aan die skrywer Bernardine Lightfoot vir die feit dat sy iets niets probeer het. En dankie Naledi vir hierdie 2 boeke. Dit is 'n aanwins op enige ou se boekrak, op enige persoon se boekrak. Dankie. Ons kom by die derde en laaste boek waaroor ek wil gesels. Dis 'n boek wat nie deur 'n uitgewer vir my gestuur is nie, of wat ek nie in 'n boekwinkel gaan koop het nie. Ek het gegrawe, ek het spring cleaning gedoen in my studio en ek het dit ontdek onder 'n klomp rubbish en ek was verstom. Iemand het dit op 'n stadium vir my present gegee. Ek dink dit was 'n vriendin of 'n vriend in die uitgewersbedryf wat dit vir my aangedra het. Ek kyk nou eers behoorlik daarna. Die boek se naam is Kleingoed. Dis geskryf deur P.C. Skoenees, wat toevallig my oupa was. De nommer 2 van die sogenaamde Afrikaner reeks. Hierdie boek is amper 100 jaar gelede gepubliseer deur
Die Natalse Pers in Pietermaritzburg, 1929. Ek het nou hierdie boek verslind, van voor tot agter. En ek voel of ek my oupa van vooraf ontdek het. My oupa was 'n korrelkop. Hy was 'n rebel van sy tyd. Hy het daar in die 20 en 30er jare was hy betrokke in soveel literêre fetes. Hy was een van die eerste moeilikheidmakers in Afrikaans, in 'n teenoorgestelde manier as ons geslag. Hy het aangedring daarop dat nuwe Afrikaanse boeke aan literêre standaarde gemeet moet word. Want in daardie tyd is enigiets wat in Afrikaans verskyn het, opgehemel. Dr. P.C. Coeneus, hy sou 'n professor geraak het, volgens oorlewering, as hy bereid was om aan te sluit by die Broederbond. Hy was toe nie bereid om aan te sluit by die Broederbond nie. Hy bly toe Dr. P.C. Coeneus aan die Universiteit van Stellenbosch. Hy het gewoon aan hierdie groot ou huis in die laan, net langs oorkant die rivier. En dit was vir my nou so lekker om hierdie voorsaat van my te ontdek. Hy skryf oor die digter Jan Silje. Op 'n snikwarm somermiddag bring die digter ons na die plaas uitkyk, waar 'n ouderwetse boerewoning in vredige sabbatstilte onder hoë eikebome skuil. Dis warm en stil. Maar die digter sê dit nie net. Hy laat ons die warmte en die stilte ook voel, en intussen nog die plaas en die woning sien. Let op hoe hy dit alles reg kry. En dan gaan hy aan in hierdie trant en hy verhelder vir ons die letterkunde van sy eie tyd. Hy was meer as net 'n kritikus, hy was ook 'n opbouende figuur in Afrikaans. Dankie Dr. P.C. Coeneus dat ek hierdie boek onder oë kon kry, en ek wens hulle kon dit herdruk, dat dit weer beskikbaar kan word. It's really wonderful. Dis 'n wonderlike ervaring om hierdie boek weer te lees. Goed, tyd vir die kenwysie wat aansluit by my oupa. My oupa is 'n boek. My oupa is 'n dik boek. My oupa is 'n diep, dik, duiselende, dawerende doolhof van 'n boek. My ouma is 'n huis. My ouma is 'n haiku oor 'n huis. My ouma is 'n haiku wat handel oor die hoop en die hartseer van 'n huis. Is 'n gewel. My oupa is 'n gewel in die son. My oupa is 'n geil en 'n glinsterende gewel met 'n datum in die son. My ouma en my oupa is 'n haiku in 'n hoofstuk en 'n gewel met 'n datum en 'n boek met 'n titel in die son. Is 'n haiku en 'n hoofstuk en 'n gewel met 'n datum en 'n boek met 'n titel in die son. My oupa is 'n boek. My oupa is 'n dik boek. My oupa is 'n boek. Tot volgende keer. Baie dankie.